Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard, as ons nog ontmoet het, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek sien so uit om vandag weer saam met jou te kuier, maar voordat ons saam kuier, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die oomblikke, dankie vir u teenwoordigheid, en dankie Here dat ons u kan vertrou, om nou in ons te werk, deur die woord, deur die Heilige Gees, en ook in ons gesprek, Here, om dit te gebruik. Dankie Here dat u so betrokke is in die detail van die lewens, van elkeen van ons. En ons bid nou Here dat u deur hierdie psalms, hierdie liedere wat al so lank u mense se liedere is, dat u ook deur dit met ons sal praat, in die naam van Jesus. Amen. So ek weet nie of jy hou van films, stories nie, maar selfs al hou jy nie daarvan nie, dan weet jy dat wanneer jy 'n fliek kyk, moet die musiek by die fliek pas. Jy kan nie 'n thriller se musiek in 'n romantiese storie insit nie, waar party mense sal nou met my verskil daar, maar die punt is, die musiek moet amper die storie dra. Nou, as jy hierdie groot epiese storie het, Star Wars of Lord of the Rings of wat se storie ook al, die musiek moet pas. Dit speel 'n geweldige belangrike rol in die dra van die storie. Nou die psalms van die geleerde mense sê dat die mees onlangste psalms is self so oud soos 2.500 jaar. Die psalms is liedere wat deur die eeue gebruik is om die groot storie van God te dra in mense se lewens. Ons het verlede week gesels oor die eerste 2 psalms wat 'n inleiding is vir die hele boek. Die hele psalmboek word ingelei met 'n psalm wat baie persoonlik is. Ek en jy, ons lewens is soos 'n boom wat geplant is. Ons is in Christus en ons het voeding en ons groei en ons boom, ons lewe dra blare en dit dra vrug. Ons lewe 'n lewe van betekenis. Maar saam met daai baie persoonlike psalm gaan Psalm 2, wat die groot storie vertel van God se internasionale agenda. God wat 'n koning gesalf het, dis wat die woordjie Christus beteken. En wat vir hierdie koning sê, hy is sy seun en hy kan vra net wat hy wil, want nasies behoort nou aan hom. God se internasionale agenda en my en jou persoonlike storie. Dis hoe die storie musiek in psalms begin. Ek en jy is deel van God se groot storie. En sy krag en sy lewe is deel van ons storie. En vriende, wat 'n wonderlike manier om die psalms te gebruik. Ons sien dit dwars deur die kerk. Ons sien dit dwars deur Jesus se lewe. Dit is die boek wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. Paulus se lewe. Baie interessant. Van die begin af, toe die kerk, die leiers van die kerk begin aankondig het dat daar 'n ander koning is hulle vervolg. En jy kan gaan lees in Handelinge 4, die eerste gebed wat van die kerk opgeteken is. Toe die leiers van die tempel, hulle leiers begin vervolg, omdat hulle sê dat Jesus die Christus is. Toe bid hulle, Psalm 2. Liedere wat die storie waarvan ons nou deel is, God se groot storie, dra in ons lewens. Maar partykeer lyk dit nie of Jesus koning is. Partykeer lyk dit nie of ons soos 'n boom is geplant by waterstrome nie. En jy hoor dit iets daarvan, wanneer die kerk vervolg word, wat doen hulle? Hulle sit nie agteroor nie, hulle bid.
Hulle vat hierdie woorde van die liedere en sê, Here, hier's goed aan die gebeur, wat nie reg is nie. Dis nie soos u dit wil nie, want dit is u koning. Hoekom werk die goeie so? Here, kyk hierna. En Here, help ons, dat ons met vrymoedigheid nie sal terugdeins nie, maar sal vorentoe gaan met die storie waarvan u ons deel gemaak het. Baie keer in my en jou lewe, lyk dit nie, voel dit nie, of ek 'n boom is nie, en of Jesus koning is van alles nie. En wat doen ons dan? En nou is dit so treffend, so interessant, so goed, dat die psalms juis aangaan, na die inleiding. Boek 1 begin met Psalm 3. En hier is hoe hierdie psalm begin. 'n Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen redding vir hom by God nie. Die psalms is baie eerlik oor die moeilikheid wat ek en jy in ons lewens kan hê. Die realiteit dat dit baie keer nie lyk of ons 'n boom is nie en of Jesus koning is nie. En dit is realiteite wat net omstandighede is. Dis baie keer dinge wat mense aan ons doen. Dis baie keer dinge wat ons oor onsself bring. Ek wil die psalm begin met, dis 'n psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Dawid het in ontrou saam met 'n vrou geslaap en sy het swanger geword. Dit het geweldige reperkusies gehad op sy lewe. Hy het haar man laat doodmaak. Is 'n verskriklike storie. My ouma het altyd gesê, as jy al die seks en geweld uit die Bybel uitvat, bly nou nie baie oor nie. Was 'n verskriklike storie. En hy moes vlug vir sy lewe. Dis goed wat hier aan die gebeur is in sy gesin, want hierdie seun wat hy toe nou verwek het by Batseba, het hy toe nou gekies om koning te wees, en sy ander seun het nou hom agtervolg. Hy het homself probeer koning maak. Verskriklike dinge wat aan die gebeur is, dinge wat Dawid selfs oor homself gebring het. En nou praat die psalm van teenstanders. Wat is hierdie teenstanders? Hierdie omstandighede, hierdie mense miskien, hierdie dinge wat ek om myself gebring het, hierdie goed word so stemme in my kop wat vir my sê, daar's nie hulp vir jou nie. Jy's nou alleen, mannetjie. Jy's op jou eie. Jy moet nou maar sien en kom klaar. En daar's nie hulp vir jou, veral nie by God nie. God kyk nou maar net, hy is soos 'n toeskouer, en hy kyk nou, hoe gaan jy die dinge hanteer? Allerhande stemme wat ons teenstaan in die lewe. Die psalm ken dit, ek en jy, ons ken dit ook. So wonderlik, né? Uit hierdie inleiding van God se koning wat oor nasies regeer, my en jou lewe wat nou in hom geplant is en groei, na hierdie werklikheid wat ons almal ken. Moenie dit vergeet nie. Hierdie psalm, jy gaan sien, sê jy moenie dit vergeet nie, want dan is daar geen hoop nie. Maar jy moet ook nie ontken dat die lewe partykeer anders te uitwerk, en dan lyk dit vir 'n oomblik of miskien vir 'n seisoen, of daar nie hulp is nie, of daar nie hoop is nie. En wat doen jy dan? Die psalm gaan aan. Maar U, Here, is vir my 'n skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Ons het verlede week gesels en gekuier uit Psalm 1 uit en hierdie gedagte van 'n boom met 'n wortelstelsel, en net so is dit om oor die wet van Christus, dit wat God vir ons in Christus te dink, en 'n manier om te mediteer, mymerend te prewel, wat God vir ons in Christus gedoen het. 'n Manier is dankbaarheid. Dis asof dit soos die boom se wortelstelsel is, deel van die wortelstelsel wat die voeding
die lewe van God wat daar in Christus vir my en jou is, waarin ons nou geplant is, die voeding deur die wortelstelsel, dankbaarheid help ons om te onthou wat het God vir ons in Christus gedoen, om hom te dank, om ons dank aan hom te bring op verskillende maniere, is hoe die wortels al hoe dieper groei en al hoe meer voeding inneem. Maar onafskeidbaar van dankbaarheid is vertroue. In die moeilike tye, wanneer dit lyk of alles teen my is U, Here, vir my 'n skild. Wat doen ek wanneer die musiek in die psalms nie pas? Psalm 1 die boom, Psalm 2 die koning van alles, nie pas by hoe dit vir my voel en lyk nie. Ek sit my vertroue in die Here oor wie die musiek gaan, in wie hy is. Die psalmskrywer sê, hy is vir my 'n skild aan alle kante. Dit kan dinge wees wat ek oor myself gebring het. Dit kan dinge wees wat mense van my sê. Dit kan bloot net die gebrokenheid in ons wêreld wees, wat kom soos aanklagte. Vir jou is daar geen hoop nie. Daar's geen hulp vir jou by God nie. Maar die Here is vir my 'n skild. En daai pile wat op my afgeskiet word, voordat dit die stem word wat ek die meeste glo in my lewe, wil hy daai pile afweer. Ek sit my vertroue in die Here, hy is my skild, hy is my eer. Wat 'n wonderlike gedagte, dat God jou menswaardigheid belangrik ag. He is my glory. Hy is die een wat vir hom is dit belangrik dat jou lewe saak maak. En dat jy dit weet, dat jy 'n lewe wat betekenis het. Daar's waarde aan jou lewe. En jy het waarde, want die Here is jou eer. Hy is die een wat sorg dra vir die eer in jou lewe, jou menswaardigheid. Is my skild, is my eer, is die een wat my kop omhoog hou. My kop omhoog hou. Ons almal ken die taal van lyftaal. Jy hoef niks te sê nie, maar jou lyf praat. Kan jy dink Dawid wat wegvlug uit Jerusalem uit vir sy seun, want sy seun wil hom doodmaak. Kan jy dink die stories wat vertel is? Kan jy dink dat Dawid ook sy kop wou laat sak? Dis lyftaal, ons sê dit ook, uit sy kop laat sak in skaamte. En die Here is die een wat my kop optel. Hy is die een wat vir my sê, jy kan aangaan, jy kan my vertrou. Vriende, dankbaarheid en vertroue is soos hierdie boom, die lewe wat ek en jy nou het in Christus se wortelstelsel. Hulle werk saam en hulle trek voeding. En oor kry jy hierdie gedagte in die psalms. Wanneer dit lyk of jou omstandighede anders is as Psalm 1 en 2, sit jou vertroue in die Here. Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Die ou vertaling sê, is hy in 'n hoë mate beproef. Jy kan hom vertrou. Jy kan hom vertrou. Psalm 118 vers 6 en 7. Die Here is vir my. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as my helper. Natuurlik is dit een van die psalms wat die Nuwe Testament so baie psalms aanhaal. Ons het dit gelees hierdie jaar in Hebreërs 13. Die Here is vir my, hy sal my nooit in die steek laat nie, hy sal my ook nooit alleen laat nie, hy is vir my as my helper. Helper, die een wat langs my inkom. Wanneer dit lyk of die omstandighede vir my wil sê, nee my maatjie, jy is maar so skaf nou. Jou lewetjie gaan wegwaai. Wanneer dit lyk of dinge in die wêreld buite beheer is en asof alles behalwe Jesus die shots call, kom die Here en hy ondersteun my. Hy wil my help om te onthou, al pas die musiek nie by my omstandighede nie. Die musiek is die waarheid.
hier is die realiteit. Ek is geplant in Christus, in sy koningskap. God is my skuld. God is my eer. God tel my kop op. Oor en oor en oor in die psalms kry jy die gedagte. Jy kan jou vertroue in hierdie God stel. En vriende, as die psalmskrywer dit kon skryf en glo, hoeveel te meer nie ek en jy nie. Die psalmskrywer het 'n history gehad, 'n geskiedenis. Hy kon terugkyk tot so ver soos Israel, Abraham, Jakob, dit wat God gedoen het, die stories wat hulle oor en oor vertel het. In sy eie lewe het hy stories gehad, hy het 'n geskiedenis gehad. Maar daai geskiedenis was nog nie Jesus nie. Ek en jy het 'n baie groter geskiedenis. Jesus wat kom en sy lewe gee, sodat ek en jy kan weet, ons kan altyd hierdie God vertrou met ons lewens. Hoe sê Psalm 37 vers 5, vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree. Een van ons gunsteling uitdrukkings as ons as leiers praat oor vertroue, is vertrou die Here met die uitkomste van jou lewe. Gee die uitkomste van jou lewe in sy hande oor. Kom uit 1 Petrus uit, wat praat oor Jesus en hoe Jesus opgetree het toe hy as 'n martelaar behandel is. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom, aan God. Wanneer omstandighede anders lyk as Psalm 1 en Psalm 2, vertrou jouself aan die Here toe. En ek en jy wat in Jesus glo, ons kan groei in daai vertroue. Want ons sien in Jesus wat sy lewe vir ons gee, nie net 'n God wat daardeur wys, luister, ek is aan jou kant, al skree al die ander stemme iets anders. Ek is aan jou kant. Nie net Jesus aan die kruis nie, maar in Jesus sy oorgawe aan God en God wat dan die gesalfde koning uit die dood uit opwek. Ons is geplant op opstandingsgrond. Ons weet dat wanneer goed nie so lyk nie, is God aan die werk. En partykeer doen hy sy grootste werk wanneer dit lyk of hy afwesig is. Ons kan glo, ons kan vertrou, wanneer die woord van Christus iets is wat ons bedink en mediteer, gaan ons ook beter leer om te vertrou, diep wortel te skiet in wie Jesus is. God is vir ons. Hy's besig om sy koninkryk te establish. Psalm 2. En ons is sy bome wat sy vrug dra. Psalm 1. En as dit lyk of dinge nie so is nie, sing jy die liedere. Sing jy die liedere. En sit jou vertroue in die Here. En dan, die Psalm 3 gaan aan. Vertroue is nie passief nie. Hy sê nie net wie die Here is en hy sit nie net sy vertroue in die Here nie. Wat doen hy? Wanneer ek hard roep na die Here, antwoord hy my van sy heilige berg af. Vertroue is nie passief nie. Vertroue sê die Here is nou die een wat aan my kant is en daarom kan ek met hom praat oor die goed in my lewe. Die stemme, die goed wat ek miskien oor myself gebring het of wat aan my gedoen is, die onregverdigheid. Dink net aan die onregverdigheid van Jesus, wat in sy lewe aan die gang, nie van Jesus nie, maar wat in sy lewe aan die gang was. En dis hy wat sterk uitgeroep het daai aand, onthou jy, voor sy kruisiging. Die psalmskrywer ken mense wat roep oor en oor in die psalms, hoor jy dit. Ek het hard geroep, nie omdat die Here doof is nie. Nee, nie omdat hy ver is nie, nee, omdat dit wat hier aan die gang is, genuine erg is. En ek weet God is aan my kant, en daarom in geloof en vertroue, roep ek hom aan. Want ek glo hy gaan werk,
Vriende, een van die grootste misopvattings wat mense het, is, hoekom moet ons bid? Die Here weet alles en hy gaan in elk geval doen wat hy wil. My vriend, dan verstaan jy nie. Dan verstaan jy nie, dan het jy 'n prentjie van God en die wêreld wat nie is soos die liedere nie. Jy kan oor en oor in die psalms lees, hierdie mense het geglo, ja, God het hierdie plan, hierdie visie van 'n boom en 'n koninkryk, maar hy werk deur mense wat bid. Hy het dit so geskep, hemel en aarde, dat sy koninkryk kom op aarde deur mense. God het gekies om saam met mense te werk en dat mense saam met hom werk. En die eerste manier is om te bid. Ons bid. Ons bid in die naam van die koning wat self uitgeroep het voordat hy sy lewe gegee het. In vertroue geroep het. En hy's verhoor. Ons bid in die naam van Jesus. Dis hierdie stukkie van Heilige Berg. Heilige Berg verwys ons na die tempel. En vir die tempel vir die Jode was die plek waarna toe hulle gebid het. Selfs toe die tempel afgebreek is, het hulle nog steeds hulle gesigte na Jerusalem toe gedraai as hulle bid. Ons bid nie na die tempel toe nie. Ons bid in die naam van Jesus, want hy is die plek waar God se heerlikheid woon, God se huis. Hy is die een wat vir ons kom wys het wie God is, 'n Vader wat hoor, 'n Vader wat werk, 'n Vader wat kies om saam met ons te werk, deurdat ons met hom praat oor dinge. Oor en oor in die psalms kry jy dit. Psalm 118, in my angs, dis die stukkie wat dis die versie net voor die versie wat sê, die Here is vir my 'n helper. In my angs het ek geroep, Here. Hy het my geantwoord. Die Here het vir my ruimte gemaak. Dis wat ons nou, die voorreg wat ons het, ons wat in Jesus glo. God het vir ons 'n ruimte geskep en ons kan bid en met hom praat. Ons kan vir hom sê wat ons wil hê en hoe ons dink en ons perspektief op dinge. Psalm 77 vers 2, ek roep hard na God, ek roep om hulp. Miskien is dit hoekom Jesus gesê het in Matteus 6, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak die deur toe, wat jy gaan partykeer moet roep. Nee, omdat die Vader ver is. Hy weet klaar wat jy nodig het, maar hy het gekies om deur ons gebede te werk. En wanneer jy voel wat jy voel, oor hoe die lewe is, bring dit na God toe. Dis die ruimte wat hy vir jou geskep het. Ons het hierdie jaar baie oor gesels, ons sien dit in Hebreërs, oor en oor. Jesus het deur sy offer en deur sy bediening as hoëpriester nou in die hemel vir ons voorberei. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Wat is ons belydenis? Psalm 1, ons is in Christus geplant. Psalm 2, Jesus is koning en God se koninkryk is besig om te kom, al lyk die wêreld toe. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Dis asof die musiek van Psalm 3 jou help om dit wat in die lewe aan die gebeur is te bring na God toe, sodat hy kan werk en hy al hoe meer van ons lewens hierdie boomlewe kan maak en al hoe meer sy koninkryk in 'n de mekaar wêreld kan vestig. En daai versie wat dan sê, ek roep hard na die Here. En hy hoor my van sy heilige berg af. Hy hoor my in Jesus. Eindig met hierdie woordjie Sela. Sela beteken 'n paar goed, is bietjie onduidelik, maar een van die moontlike betekenisse is, dis waar die musiek 'n pose het, 'n ruspose. 'n Paar tellings waar daar nie musiek is, as net stilte. Of dit kan in die diens wees, waar hulle saam gesing het, nou is daar Sela, stilte. Stilte sê iets van 'n rus, van, okay, ek het dit nou gedoen. Wat het ek gedoen? Ek het my vertroue in die Here gestel. Dis nie passief nie, ek het nou gebid oor die dinge. En nou los ek dit daar.
Miskien moet ek dit môre weer doen. Miskien moet ek dit oormôre weer doen. Partykeer bid jy 'n jaar oor 'n ding. Maar ek weet die Here hoor, want Jesus is die waarborg daarvan. En wanneer jy daai ruspos het, hoor wat sê hy dan? Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my, ondersteun my. He is my glory and the lifter of my head. Vriende, dit is nie 'n vanself lewe nie. Dis 'n pad wat jy saam met God stap, waar jy hom vertrou en in vertroue met hom praat, dinge vir hom gee en dan gaan slaap. En môreoggend staan jy op en miskien moet jy weer daaroor bid. Maar dis die ritme van hierdie liedjie van Psalm 3. Heeltyd met die melodie van Psalm 1 en 2 in my kop. My lewe is geplant, ek is 'n boom, ek gaan vrug dra, maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Jesus is koning en God gebruik my en hy's aan die werk in hierdie wêreld. En dit is 'n wonderlike ding. Slaap is mos nou 'n wonderlike ding. Baie gesonde ding. Dis 'n beeld wat hy hier gebruik. Wanneer ek en jy 'n lewe van dankbaarheid en vertroue lewe, word ons lewens al hoe meer wat dit bedoel was. Ons kan die Here vertrou. Ons kan rustig wees. Ons kan soos daai boom diep wortels skiet en die heeltyd voedingskrag intrek. En dit bring 'n nuwe perspektief op die lewe. Hy gaan aan. Ek is nie bang vir 10.000 manskappe wat reg rondom my teen my stelling inneem nie. Staan op, Here, verlos my God, want U het al my vyande op die wang geslaan, die tande van die goddeloses gebreek. Natuurlik moet ons nou hierdie lees, né, soos ons met alles doen in al die psalms, deur die filter van Jesus. Jesus het niemand op die wang geslaan nie, inteendeel, hy is op die wang geslaan, sy baard is uitgeruk. In die naam van hierdie koning, wat sy lewe vir my kom gee, kan ek bid. Dis 'n anderste koning, is 'n koning wat geweld oorwin deur gekruisig te word. Hy's anders, maar dit maak hom nie minder koning nie. O nee, moenie daai fout maak nie. Dis wat die stemme in die wêreld vir jou wil sê. Hulle wil vir jou musiek speel wat vir jou sê, nooit kan so 'n koning oorwin nie. Hy het tot die dood oorwin, man. Tot die dood. En as een taxi-drywer gesê het, if God raised Jesus from the dead, the rest is basically rock and roll. Nou, ek dink die lewe is heeltemal rock and roll nie, want dan sou jy nooit 'n Psalm 3 hoef te gebid het nie. En jy en ek weet, ons moet dit baie keer bid. Maar die punt is dit. Hierdie koning is koning en ons kan hom vertrou, want hy's aan die werk. En hy bedoel dit goed met die wêreld en hy bedoel dit goed met jou. Jy's soos 'n boom. Hy wil jou groei. Hy wil jou laat groei sodat jy kan vrug dra in hierdie wêreld. In sy naam kan ons vertrou en in sy naam kan ons bid. En dis hoe die Psalm dan eindig met 'n seën. Die Here is met ons, hy's vir ons, hy seën ons. Dis altyd maniere wat die Psalm sê, die Here is aan ons kant. Ek wil jou uitnooi, dis 'n baie besige tyd van die jaar. Maar ek en jy het dit nodig. Hierdie boom het dit nodig. Dat ons wortels diep sal gaan. Wil jy nie hierdie tyd, sommer nou, net 'n paar minute vat. Terugdink oor die jaar in dankbaarheid. Ons het in ons kampusse 'n gewoonte dat ons aan die einde van die jaar 'n strokie invul waarvoor ons dankbaar is en dan 'n strokie vir waarvoor ons die Here wil vertrou. Ek het nou die week my strokie teruggekry waarvoor ek die Here vertrou het in 2025. Ek hoop jy het dit ook gedoen, maar as jy dit nie het nie, doen dit die jaar en begin so 'n geskiedenis opbou van dinge waarvoor jy die Here vertrou en dan jou dankbaarheid bring. Ons het laasweek mos hieroor gesels, die verskillende maniere van ons dankbaarheid bring. Doen dit. Reflekteer oor die goedheid van die Here hierdie jaar in jou lewe. Die goedheid in Christus. Sy seën op jou. Die impak wat dit gemaak het in jou lewe. Dink aan spesifieke dinge, miskien in jou gesin,
miskien in jou omgewing, miskien in jou gemeente, miskien in jou besigheid, waarvoor jy die Here vertrou het. En waar het die Here jou gebede beantwoord? Kom ons bring ons dank aan die Here. In jou kampus gaan jy baie geleentheid kry in die volgende paar weke om dit te doen, ook deur middel van 'n dankoffer. Dit is deel van hoe die Psalms en die Nuwe Testament skryf oor die bring van ons dankbaarheid. Ons bid, ons vra dat die Here iets op ons hart sit, wat ons as 'n finansiële offergawe vir hom kan gee. Net om dankie te sê vir sy goedheid. En vriende, wanneer jy terugdink in geloof en jy sien hoe die Here gebede beantwoord het, en onthou, nee is ook 'n antwoord. Partykeer is nog nie die moeilike antwoord. Ons weet nog nie, maar ons sou aanbid. Wanneer jy so terugdink met vertroue en dankbaarheid, kan jy ook die toekoms ingaan met vertroue. Waarvoor wil jy die Here vertrou vir die jaar wat kom? Ek wonder of een van die groot vrae wat jy nie miskien vir die Here kan vra in hierdie tyd, terwyl jy reflekteer oor jou lewe die jaar en die jaar wat voor lê. Een van die groot dinge, wil jy nie die Here vra, waarvoor wil hy hê? Moet jy hom vertrou. En onthou die inleiding, die 2 liedere aan die begin. Psalm 1, persoonlik, jou lewe, jou gesin se lewe, jou omgewing, jou onmiddellike omgewing, jou werk, jou gemeente. Psalm 2, God se internasionale agenda. Wil jy nie vir die Here vra om dinge op jou hart te lê, waarvoor hy wil hê, jy moet hom vertrou vir die toekoms. En onthou, dis nie om vir die Here dinge te sê wat hy weet nie. Dis hoe hy gekies het om in hierdie wêreld te werk. Te werk vir die gesondheid van sy mense, ons wat soos bome is, en te werk vir die vestiging van sy koninkryk. 'n Hartlike uitnodiging. Dis 'n gejaagde tyd van die jaar. Moenie Sondagbyeenkomste mis nou nie, as jy kan. Kyk of jy daarby kan uitkom, as jy kan, by jou groepe. En vat dan die tyd daar, want in die week is dit nou baie besig. Vat dan die tyd daar, vat nou 5 minute na die boodskap. Dink aan die jaar wat verby is, begin neerskryf. Ons gaan die laaste Sondag, by ons dankoffer Sondag en die eerste Sondag in Desember, laaste in November, eerste in Desember, gaan ons kaartjies gee wat mense kan invul. Waarvoor sê ek dankie, waarvoor vertrou ek, Here. Neem tyd. En miskien is daar omstandighede wat jy nou, die Here wil hard aanroep. Doen dit. God het vir jou die ruimte geskep vir dit. Roep hom aan. Maar roep hom ook aan vir wat voor lê. Vra hom om iets op jou hart te sit waarvoor jy hom kan vertrou. En mag die Here, soos wat hy in Efesiërs 3, of Paulus in Efesiërs 3 bid, mag hy jou verras. Aan hom wat mag het om te doen, ver bokant wat ons bid of selfs dink. Baie keer vat die Here my en jou gebed, en ons bid vir iets spesifieks, en dit wat hy doen, is soveel meer, soveel groter, wanneer ons vertroue in hom stel. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vertroue in U kan stel. As hulp in benoudheid is U altyd te vind. Dankie vir die visie wat U ons gee, vir ons lewens, hierdie boom, vir die wêreld, U koning en U koninkryk. En Here, dankie vir Psalm 3, wanneer dinge anders te lyk, dat ons vertroue in U kan stel. By die Here is daar redding, en sy seën rus op sy mense. Dankie. Here, ons wil vandag verklaar, U is vir ons 'n skuld. U is ons eer. U is die een wat ons koppe optel. Ons plaas ons vertroue in U. En Vader, help ons om hierdie ritme te lewe. Help ons om hierdie lied
te lewe. Help dat ons storie sal aanpas by u musiek. Vir ons nuwe perspektief sal gee op ons eie lewens, op die wêreld om ons. En Vader, u ken elkeen van ons nou. Daar's dinge in ons lewens aan die gang waarvoor ons u wil vertrou. Heilige Gees, help ons om met ons Vader te praat hieroor, om dit in sy hande te gee en om die uitkomste van ons lewe aan hom toe te vertrou. Heilige Gees, werk geloof in ons, vertroue in ons. Hoe meer ons na Jesus kyk, hoe meer weet ons kan staat maak op hierdie God. En Vader, gebruik ons gebede. Gebruik dit vir u eer. En vir die welstand, die groei van u mense, sodat ons kan vrug dra. Seën ook hierdie tyd, Here, in ons kampusse. Seën dit, waar ons reflekteer, help ons om dit te doen, terwyl dinge so besig is, in dankbaarheid terug te kyk, om u te vertrou, en om vorentoe te gaan, vir dit wat u vir ons in gedagte het. Ons bid dit in die naam van Jesus, en Here, mag dit regtig wees, soos Paulus sê. Here, mag u doen ver bokant wat ons bid of selfs dink, selfs imagine, en mag dit vir u tot eer wees. In Jesus se naam. Amen. Vriende, was so lekker om so saam met jou te kuier. Ons kuier weer volgende week en ek wil jou regtig sterk op die hart druk, hartlik uitnooi om deel te neem aan hierdie geloof en dankbaarheid tyd in jou kampus. Die Here seën vir jou.